Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. Die oorlog duur voort, dit is al die 3de week. Begin al hoe weier uitkring en natuurlik die tekorte wat dit veroorsaak rondom brandstof en kunsmis is op die tafel. Ten spyte van die regeringsontkenninge is daar reeds boere wat sê hulle kry nie bestel wat hulle wil hê nie. So hoë pryse as ons voorland en natuurlik hoe langer die oorlog duur, hoe meer ontwrigtend word dit. So ja, ongemaklik. Inflasie gaan toeneem ten spyte van vandag se laer koers of Woensdag se laer koers. Rentekoerse gaan die Reservebank 'n bietjie langer vashou wat sleg is vir ons. En dit gaan ook wêreldwyd ekonomiese groei nou. So hoe langer, hoe later, hoe kwader. Ekonomiese groei by ons gaan natuurlik, ons het so 1,1% laas jaar gedoen. Dit as die ding langer aanhou, kan dit 'n knyp wees. Hoër brandstofpryse soos ons gepraat het van, is die naby R9 per liter vir diesel en R5 vir petrol, gaan verbruikers se sakke regtig plat maak, gaan ons almal raak. En natuurlik produksiekoste gaan styg. So ons hoop hierdie hele ding normaliseer voor die nuwe produksieseisoen. En belangrik as ek met die banke praat, gaan praat vroegtydig met die finansiëerders. Moenie wag tot jy uit kontant is nie. Doen jou kontantvloei, gaan praat met hulle, kry jou kredietlyne in plek, want hulle het so 3 maande nodig om jou te help. Dan die rand so onder die R17 per dollar, dit skommel maar rond. Tegniese analiste bly praat van 17,50. Die olieprys so bo die $100 vat skommel ook op. Ek sien hy is weer op pad na 110 toe. So 'n klompie goed wat aan die gang is. Staatseffekte by ons rentekoerse het gestyg. Die JSE het amper 10% gesak. Ek sien hulle sê die waarde wat verloor is op die Johannesburgse effektebeurs was R2 triljoen as gevolg hiervan. Nou 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Tydens Graan SA Kongres was daar redelik voorspraak gemaak vir beleidaanpassings en veral rondom biobrandstof. Julle sal onthou seker so 20 jaar terug was daar 'n groot poging in die mieliebedryf om dit te doen. Dit het nie van die grond af gekom nie as gevolg van die staat se beleid. Nou wêreldwyd is biobrandstof 'n groot besigheid. In die grafiek sal julle sien is hoe dit in Amerika lyk. In Amerika gaan omtrent 40% van hulle mielieoes gaan in biobrandstof. Nou dan sal hulle sê ja, maar dit het 'n effek op voedsel, dit het nie, want die afvalproduk wat jy kry is 'n baie hoë waarde voerproduk wat jy kan gebruik, 60% proteïene wat teruggaan in die veevoermark. En natuurlik ook nou met die oorlog in Iran is dit nou weer op die tafel. Dit is 'n regtige opsie. Hier by ons het permanente surplusse van mielies wat ons deur verliese uitvoer. As ons 1 miljoen of 2 miljoen ton mark binnelands kan skep, hoef dit nie uitgevoer te word nie. En as jy so vinnig is om dit maak, kan dit 1 na 2 miljard rand terugbring in graanboere se sakke. En natuurlik wat ons in Amerika gesien het, dit is koöperasies in die platteland wat boere stig wat dit dan verwerk en hulle gemeng dit dan in die brandstof of waar dit toegelaat word. En dit gaan doodgewoon, die staat hoef nie subsidies te betaal nie. Daar's 'n 10 of 15% verpligte inmeng en die prys egaliseer by die petrolpomp. Nou hier by ons, die mielieboere, suikerboere, almal poog hulle surplusse, selfs sojabone begin nou hier in die mark kom, wat ons moet uitvoer teen lae pryse, wat die produksiekoste tref nie. Nou die suikerbedryf spook ook al 'n paar jaar om dit aan die gang te kry. So dis nie regtig 'n groot issue nie, dis in die wêreld, is dit aan die gang. Dis deel van bedrywe daar, die tegnologie het verander. En om vir ons boere te sê, ons produseer te veel, ons moet terugskaal, is totaal onrealisties. Dit is selfmoord vir enige boerdery om te dink hy gaan as hy minder produseer, beter doen. So ons moet 'n nuwe mark vind, ons moet dit help. Die minister van Landbou het daarop gaan, as ek ook gesê, hy is 'n groot voorstander hiervan. Hy gee ook reeds aandag daaraan. So ek dink ons as saaiboere en suikerrietboere moet saam staan. Dis nou die regte tyd om hier voor te druk. Dit het regtig groot ekonomiese voordele in die land en ook vir bedrywe. En soos ek sê, dis deur die wêreld is dit 'n gegewe. Brasilia produseer byvoorbeeld 50% van hulle suikerrietoes. Dit is 'n baie groot oes. Gaan in etanol in, dat is baie onafhanklik. In Amerika dieselfde, hulle is baie minder afhanklik van fossiel brandstof. En soos ek sê, 40% van hulle oes gaan daarin. Dit is regtig 'n groot voordeel. Brasilia het ons gepraat oor die suikerriet, ook 'n groot voordeel, die afvalproduk gaan in veevoer. In Europa
sojabone en oliesade. So ek dink dit is tyd dat ons regtig druk op die regering plaas. Want dit is duidelik, ons is 'n permanente uitvoerder van suiker, mielies en sojabone en teen hierdie lae pryse kan ons nie kompeteer nie. Dit gaan ons regtig doodmaak. So ek dink waar julle ook al rondloop, praat hier oor, kom ons probeer hierdie wiel aan die draai kry. Kom ons vat 'n advertensiebreek, dan kom ons terug hierna. Graan- en vleispryse is onder druk. En die realiteit van die kosteknyptang plaas verdere groot druk op winsgewendheid. Skadegenade sal graag wil help om jou korttermynversekeringskostes te verlaag. Ons plaas jou risiko by groot bekende versekeraars en het al vir van ons kliënte hulle versekeringskostes met soveel as 40% gesny. Kontak jou skadegenade verteenwoordiger sommer nou vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779. Welkom terug na die breek en natuurlik baie dankie aan Skadegenade vir hulle ondersteuning en ek wil weer vir julle sê, praat met hulle. Besparings van tot 40% op groot korttermynpremies is regtig versekeringspremies is nie te versmaai in hierdie tyd nie. As jy 40 of 50.000 'n maand kan spaar, sure, dis baie geld. Nou die internasionale markte grane is maar op en af, eendag beter, eendag slegter. Bietjie onstabiel, Chicago bietjie op. Maar daar is heelwat geleenthede, ek dink ons is so R200-300 hoër as so rukkie terug. Kyk om dit te benut, jou werk as 'n boer is om te keer dat pryse daal. Moet tog nou nie alles terughou nie, ek dink benut hierdie R200-300 'n ton, want onthou, ons het 'n groot oes op die land. Alle aanleidings is die mielieoeskatting gaan groter word, en dit gaan beteken dat gaan meer mielies uitgevoer moet word, dit beteken ons mark gaan langer onder druk bly. So probeer om nou 'n bietjie van jou graan te prys en hierdie R200 of R300 op versprei dit. Dan die ander risiko wat kop uitsteek is ons vleisuitvoere na die Arabiese lande. Ons het laasweek daaroor gepraat. Nou hoe langer die straat van Hormuz gesluit bly en skepe moet terugdraai en die goed kan nie gelaai word nie, dan is dit besig om regtig 'n groot probleem te raak. Intussen met back and close, die minister van Landbou het toestemming by die tesourie gekry om van sy fondse in die departemente herallokeer. Nou wat vir my pla is, dit word weggeneem van ander aktiwiteite soos handel en bemarkingsinligting. Nou, mense sou dink met hierdie nasionale krisis dat die tesourie uit die tesourie se reservefondse geld sou beskikbaar stel. Nou word op 'n ander plek van die landbou geknyp en ek dink dit is regtig nie reg nie. Natuurlik witmielies, as ons oor die mieliemark praat, ondergeheel in beweeg. Ons verwag so 1,5 miljoen ton witmielies in die veevoermark en dan so 2 na 3 miljoen ton wat moet uitgevoer word. So witmielies hier op die orde rondom 3270, bietjie op geelmielies 3360. So geel so R100 'n ton duurder, dit help natuurlik vir die veevoer om dit in die veevoermark in te beweeg. So ons bly op uitvoerprysvlakke, wees versigtig volgende oeskatting, die oeste lyk goed en ja, dit gaan druk op die mark bly. Soja is dieselfde, die sojabone lyk goed, moenie verbaas wees as daar 'n effense verhoging in die oeskatting is nie. En wat ons in die verlede gesien het, sodra die oes regtig begin inkom, is daar druk op pryse wanneer boere verkoop. Op die oomblik is ons maar op uitvoerprys hier by die R7000 'n ton rondom dit. Dit gaan nie verander in die volgende 3 of 4 maande nie. So wees ook versigtig om te stoor. Al die aanduidings van die Amerikaners, Rabobank ensovoorts dui daarop dat internasionale pryse plat gaan bly. En die oorlog is vir ons 'n geleentheid om hoër pryse te neem. So kyk en benut dit. En as ons praat oor sonneblom, biodiesel of olie, nee, kom ek praat anders. In die Amerikaanse mark is daar gesprekke dat hulle biodiesel mandaat wil verhoog. So die soja-oliepryse in Chicago het skerp gestyg. Dis natuurlik as gevolg van die vraag na olies vir biodiesel. Nou hoe meer sojabone jy prosesseer vir olie, hoe meer oliekoek is daar. So dit beteken oliekoekpryse bly onder druk by sojas. En dit hou ook natuurlik help om sojapryse laag te hou. Nou dit help die teenpunt is sonneblom met 'n baie hoë olie-inhoud kry die voordeel van R9000 'n ton. Dit bly redelik sywaarts beweeg, dit lyk goed. Maar wees ook versigtig, tradisioneel met lewerings druk die pryse bietjie af.
maar daarna herstel het redelik na Desember maand toe. Nou koring gebeur regtig iets nie rondom R6,000 'n ton. En by Graan-SA se kongres was die koringboere regtig baie onvergenoegd oor die gesukkel met die invoertarief vir koring. Dit lê nou al maande en maande op die minister van Handel en Nywerheid se tafel, daar gebeur niks nie. Selfs die minister van Landbou sê hy het al daar aangespring. En dan die tweede klagte was natuurlik die vervoer diferensiaal wat die ou klip in die skoen is. En ook klagtes dat die boere sê Safex luister nie na boere nie, hulle kommunikeer nie terug nie. Hulle luister na die handelaars wat daar op 'n adviesraad sit. So dis maar die ou geveg. Hoe sê een van die boere vir my gesê, hierdie handelaars Safex maak ons regtig dood. Dat dit het baie sterk na vore gekom op Graan-SA se kongres. Om af te sluit, die veemarkte, back and close hier, die entings die regtig voort, ons is baie bly daaroor. Ons is baie bekommerd oor die uitvoer van bees en skaapvleis, want dit gaan redelik baie, 50% van ons beesvleis uitvoere gaan direk na hierdie Arabiese lande waarvan ons nou gepraat het, en skaapvleis omtrent 90%. So dit kan 'n terugskop effek op ons mark hê. Vir die oomblik, klas A beesvleis redelik bietjie opwaartse beweging, is dit R62 per kilogram. Speenkalvers bly sterk tot R42 vir 200 tot 240 kilogram. En weer daar is 'n geleentheid om plaasvoer te doen, maar kry die regte advies. Dan lampryse, bietjie laer, is rondom R95 tot R100 per kilogram, terwyl klas C effe verbeter het. Dan goeie nuus vir die wolboere. Wolpryse is regtig baie sterk. Dit het hierdie seisoen, veilingsseisoen, met amper 50% gestyg. So dit wys net weer die siklus in die landbou, die boer wat deur die siklus kan werk, pluk die voordeel. Nou teen R100 per kilogram vir lamprys en R255 of selfs meer, R280 vir 18 mikron wol. RWS wol is daar 'n geldjie te maak. Nou die Australiese ontleeders verwag produksie gaan onder druk bly in die wêreld en winsgewendheid gaan verbeter. Varkvleis en hoenderpryse nie veel nie, vir hoendervleis sywaarts by 35, varkvleispryse bly stewig, hier of R41 per kilogram, baie sterk vraag daarna. Nou, ek dink dis die nuus vir die week, groete van Johan Willemse.